Hallo julle, so my naam is Mariska Koetser en ek is 'n joernalis vir die van julle wat nie weet nie. En ek wil julle bietjie die ander kant van die storie vertel. En dis 'n storie wat julle almal volg op TikTok. Dit is die moord van Brandon Pretorius en soos wat julle weet, is een van die TikTokkers, een van 2 suspects wat hierdie week in die Boksburg Magistraatshof verskyn het. Julle so Woensdag het Rowan en Gordon in die hof verskyn en ek weet daar is baie video's en updates gemaak en yes, maar ek wil graag met julle praat oor goedjies wat vir my uitgestaan het en in true Mariska spirit vir julle die ander kant van die storie kom vertel. So, wat vir my verskriklik uitgestaan het is die 2 verdagtes se affidavits in hulle bail application. Skus ek meng my taal, julle ek skryf in Engels, maar julle weet ek sê Afrikaans ou gokie. Dit was my verskriklik interessant dat in Rowan se affidavits het hy gesê hy is die broodwinner van sy gesin. En hy het ook gesê dat hy maak meeste van sy geld van TikTok af, wat tot en met 30.000 is, wat baie geld is. En wat vir my so interessant is, jy weet, as mens geluister het na die dele wat jy kon hoor, want die sound was ongelooflik swak daar binne. Jy weet, sou jy nie dink dat hulle affidavits en hulle vertelling van wat daardie aand gebeur het, is wat jy hoor wanneer jy met die ouers praat nie, okay? Nog ietsie wat vir my baie interessant was, is wanneer jy kyk na die nuusartikels wat na die tyd uitgekom het, ek dink dit was in Beeld, het hulle gesê dat Rowan het gesê hy het dit gedoen vir sy meisie. En jy het ook die gerugte gehoor van, hulle het gesê daar was 'n selfoon gesteel, en. So, julle moet dit ook weet, die saak is uitgestel tot die 27ste, en hulle albei remain behind bars. Maar hier kom die storie wat ek julle eintlik wil vertel. Julle verduidelik hoe seer kry jou hart as jy sien 'n moeder wat so treur na haar kind, nie, okay? Ek het daar geskryf in my storie, maar om vir julle te vertel dat, jy weet, ek het al baie sad stories geskryf. Ek het al mense gesien, mense wat al deur trauma is en so aan, maar daar is ietsie aan 'n ma se gebroke hart wat net so hartverskeurend is. Jy weet, terwyl sy praat, jy weet, dit sy trip oor haar woorde, jy weet, ek kan letterlik sien hoe sy sê een oomblik, wat gaan nou gebeur? Dan die volgende oomblik sê sy, jy weet, niemand het haar verstaan soos hy nie. Dan sal sy vertel hoe hulle som snacks geëet het terwyl hulle een of ander kindershow gekyk het om sy dogtertjie. En dan begin sy net weer te huil. Daar's 'n ander deel wat ook my hart gebreek het en ongelukkig weens die deadline en wat ook al, het dit nie dadelik in die storie gegaan nie, maar ek wil dit graag met julle deel. Ma en sy sussie by die hof was, sy boetie moes vir 'n werksonderhoud gegaan het, want hy gaan die nuwe broodwinner moet word, moes sy pa Dawie by die huis gebly het en na sy 1,5-jarige dogtertjie gekyk het. En jy weet, ek het met die oom gesels, jy weet, want ek het eers gedog, dalk kan hy nie daar wees nie, omdat dit vir hom te erg is of so aan, maar dit was weens omstandighede. Maar toe ek vir die oom vra, hy stuur my dalk 'n boodskap of 'n quote of 'n comment wat ek in die storie kan gebruik, het hy my die gestuur en die het absoluut my hartjie gebreek. Daar's wat ek gesê het en dis waar, dis my moeilik om vir 'n man te vra hoe hy voel oor sy seun se dood. Ek kan nie myself indink nie, ek begin huil toe ek met jou vrou praat, shame, sy's net so stikkend, en kyk na die het my hartjie gebreek. My kinders was nooit uit die huis nie. Ek het nog nooit met hom beklei nie. Ek het hom elke dag met sy baba in my arms gewag as hy by die werk afkom, en dan bly ek myself, want hy gaan nie sommer uit nie. En ek het hom gesmeek om sy sussie te vergesel na die show. Dit was op verjaarsdag, 25 April, en hy is op sy verjaarsdag 5 Mei oorlede. En dan het ek ook nog gesien hoe die laaste houe van die varke hom tref. En ek moes sien hoe my seun in die middel van die straat lê. Ek en my ander seun saam met sy verloofde moes hom agter op my bakkie hospitaal toe jaag. Ons kan nie slaap nie, ons gesin is vernietig. Nee, ek glo nie iemand sal weet wat daai varke aan ons gedoen het nie.